Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 19de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê, matriekseun steek graad 11 leerling dood in Donkerhoek in Pretoria Oos. Nuushooftrekke vir vandag lyk so. FSA kan aanval of dalk nie. In Ooste, graad 11 leerling word doodgesteek deur 'n matrikulant. Noodtoestand in Kaap, Vrystaat en KZN afgekondig oor vloede. Kyalami gereed om F1 te kan aanbied, volgens die minister. SA Kragman Reinou wys die spier in Europa. Proteas is 'n voorbeeld vir die land. Gemeenskapslede en skoolvriende in Donkerhoek, Pretoria Oos, was in skok gehul by die Lesedi Secondary School nadat een leerling 'n ander met 'n mes bygedam het en die ander se dood veroorsaak het. Die aanval het direk na skoolure gebeur. Die matriekleerling was blykbaar Dinsdag nie op skool gewees nie, maar nadat die skoolklok gelei het die matriekleerling by die skool opgedag met 'n mes en die graad 11 leerling met die mes toegetakel. Die gewonde leerling is dadelik na die Lettabong kliniek geneem, waar die leerling met sy aankoms doodverklaar is. Die graad 11 leerling is verskeie keer in die bolyf met die mes gesteek. Volgens die plaaslike polisiewoordvoerder is 'n saak van moord geopen. Die matriekleerling het egter van die toneel af weggevlug en hy word deur die polisie tans gesoek. Die LER vir onderwys in Gauteng het sy skok en hartseer uitgespreek oor die voorval wat tussen leerlinge plaasgevind het en sy medelee betuig vir die betrokke leerling se familie. Die LER noem dat die skole 'n rustige plek is waar leerlinge opleiding moet kry en nie waar hulle aan geweld blootgestel behoort te word nie. Berading sal aan al die leerlinge by die skool verskaf word. Ook noem die LER dat as leerlinge hulle self skuldig maak aan oortredings soos die, dat ernstige gevolge vir hulle kan inhou, soos die toediening van gevangenisstraf. As Amerika besluit het om by Israel se aanval op Iran aan te sluit, sal Iran se regering geen ander keuse hê as om wraak te neem nie. Dis eenvoudig, ons moet onsself verdedig, het die minister gesê. President Donald Trump sê hy oorweeg nog of Amerika se betrokkenheid wel gaan plaasvind. Volgens Trump het Iran gister onderhandelinge probeer aankoop om die konflik te beëindig. Iran ontken dit erg. Ek kan dit doen, of ek kan dit dalk nie doen nie. Niemand weet wat ek gaan doen nie, het Trump aan joernaliste by die Withuis gesê. Volgens Trump is dit nog nie te laat om te onderhandel nie. Ons kan wel vergader, het hy ook gesê. Trump het oorspronklik 'n diplomatieke oplossing vir Iran se kernwapenprogram verkies. Sedert Israel 6 dae gelede met sy aanval op Iran begin het, steun Trump sy bondgenoot voluit en oorweeg hy dit ook om militêr teen Teheran op te tree. Trump het intussen sy steun aan Benjamin Netanyahu, Israel se premier, toegesê om Israel se offensief teen Iran te kan voortsit. Dele van die Oos-Kaap, Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat, wat vroeër van dese maand erg deur vloede getref is amptelik tot nasionale rampgebiede verklaar. Wellinkosi Tlhabisa, minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, het op 12 Junie gesê die klassifisering is gedoen en hulpbronne is beskikbaar gestel en na die afkondiging in die Staatskoerant as 'n formaliteit sou volg. In die Oos-Kaap word veral die Mthatha gebied erg geraak, waar minstens 90 mense dood is, onder wie 30 kinders. In KwaZulu-Natal het Tlhabisa Dinsdag gebiede in die Mpendle distrik besoek, waar daar groot windskade was en 58 huise vernietig is. Daar is steeds 31 gesinne wat dakloos is en tydelik by bure of familielede gehuisves word. Die Kyalami renbaan staan gereed om Formule 1 na Suid-Afrika terug te bring. Kyalami het bekend gemaak dat die FIA, die beheerliggaam van F1, die renbaan se ontwerpvoorstelle goedgekeur het om die baan na graad 1 status op te gradeer. Die veiligheidsplanne sal fokus op veiligheidseienskappe soos afloopgebiede, heininge, versperringsstelsels, dreinering en randstede. Volgens Toby Venter, die eienaar van die Kyalami renbaan, sal dit na raming tussen $5 miljoen en $10 miljoen kos om op te gradeer. Guyton McKenzie, minister van Sport, Kuns en Kultuur, het einde verlede jaar by Kyalami 'n F1 bodkomitee saamgestel om te besluit wie die promotor van 'n F1 GP in Suid-Afrika sal wees. Die SA F1 bodkomitee het Dinsdagmiddag 'n verklaring na aanleiding van Kyalami se aankondiging uitgereik. Venter het dit duidelik gemaak dat hy nie namens die regering praat nie. Ons is slegs verantwoordelik vir die Kyalami renbaan, het hy gesê. Jacqueline Boeta-Apollos, Stevino van Ryn en Kelly Smith, hierdie 3 is op 19 Mei elk lewenslange tronkstraf opgelê weens mensenhandel en Jocelyn, wat toe 6 was, se ontvoering. Regter Nathan Erasmus het in sy uitspraak gesê
Die staat het bo redelike twyfel bewys dat die drie die blonnekop meisie ontvoer en verkoop het. Sy is glo vir R20.000 aan 'n Sangoma verkoop. Die verdediging moes binne 14 dae na vonnisoplegging hulle aansoeke om verlof tot appel ingedien het. President Cyril Ramaphosa het die beraad op uitnodiging van Makani, Kanadese premier, bygewoon. Suid-Afrika was die enigste Afrika land wat daar teenwoordig was. Die G7 beraad was vir ons baie betekenisvol, veral omdat ons die president van die G20 land is, het hy gesê. Alhoewel Ramaphosa nie soos verwag het met president Donald Trump van Amerika by die beraad vergader het nie, het hy die laaste dag wel bilaterale vergaderings met president Emmanuel Macron van Frankryk en Friedrich Merz, bondskanselier van Duitsland, gehou om groter samewerking oor kwessies van gemeenskaplike belang te bespreek. Trump het die beraad maandag vroeg verlaat om aandag te skenk aan die konflik tussen Israel en Iran. Die G7 leiers het kort voor sy vertrek in 'n gesamentlike verklaring onder meer gesê dat Israel die reg het om homself te kan verdedig. Suid-Afrika streef volgens president Ramaphosa as G20 president, net soos Kanada as G7 president, daarna om internasionale uitdagings soos vrede en veiligheid, ekonomiese stabiliteit en groei en die digitale stelsel te bevorder. Die onderverhaling van 95 oktaan petrol het binne 24 uur van 9 sent per liter tot 18 sent per liter verdubbel, nadat die rand weer verswak en die olieprys verder gestyg het. Die onderverhaling van diesel met 0,05% swaal het van 10 sent per liter tot 24 sent per liter opgeskiet. Eskalering van die konflik sedert Dinsdag laat die rand skerp laat verswak. Gister het die rand selfs by R18.14 teen die dollar gedraai. Die wisselkoers en die olieprys is die belangrikste impak op Suid-Afrika, maar dit sit 'n kettingreaksie aan die gang. Dit sal inflasie opdruk en meebring dat rentekoerse langer hoër sal bly. Gegee dat sowel olie as die wisselkoerse die koste van die vervoer van die mense en die goedere reg deur die ekonomie beïnvloed het. Al het die Suid-Afrikaanse inkomstedienste, die SAID, die afgelope begroting sowat R7,5 miljard ekstra gekry vir die volgende 3 boekjare, is dit volgens die SAID steeds nie genoeg nie. Die SAID het eintlik R17,5 miljard nodig om al sy doelwitte oor die volgende 3 jaar te bereik, maar daar is 'n tekort van R3 miljard per jaar in die toekennings wat hy van die staat ontvang het. Die aanvullende bronne vir beter skuldinvordering is slegs vir die lopende boekjaar gefinansier. Dit skep onsekerheid oor die voortsetting van die skuldinvorderingsprogram na die 2026 boekjaar. Die SAID het voorheen geraam dat hy tussen R20 miljard en R50 miljard meer as normaalweg invorder danksy die programme. Enig Godongwana het vroeër aangedui, hy dink die SAID kan R30 miljard ekstra invorder. Kieswetter het aangedui, die SAID wil dit maklik maak vir die belastingbetalers om hulle belastingpligte na te kom en hy aanvaar dat die meeste belastingbetalers wel eerlik is. Volgens Eskom se webblad is nulkopers mense wat aan hulle kragmeters peter of koopkragbewyse by onwettige handelaars aankoop. Dr. Godsihentso Ramaggopa, minister van elektrisiteit en energie, het die syfer in antwoord op 'n parlementêre vraag verskaf. Altesaam 5,5 miljoen Eskom-kliënte uit 'n totaal van 7,2 miljoen het teen November 2024 hulle meters suksesvol herkodeer. Die oorblywende 1,7 miljoen kliënte is volgens Ramaggopa as nulkopers geïdentifiseer. Eskom het 'n proses in werking gestel waar volgens kliënte wie se meters steeds nie herkodeer is nie, bygestaan sal word. Die entiteit gaan tans voort met sy program om die aantal nulkopers te kan verminder. Ryan Nel, wat 30 jaar oud is, die trotse Kalahari-reus wat in Mei as die wêreld se sterkste man gekroon is, het sedert sy oorheersing in die wêreld van sterkman kompetisies voortgesit. Sondag die Strongman Champions League kompetisie in Duchendam, Nederland te wen. Die oorwinning kom net 'n week na sy triomf in die SCL kompetisie in Italië wat in Crema naby Milaan gehou is. In die SCL kompetisie het hy teen 12 deelnemers in Italië en 14 in Nederland meegeding en telkens bo uitgekom. Nel, wat oorspronklik van Appington kom en 3 jaar lank kaptein van die rugbyspan van die Sentrale Universiteit van Tegnologie, die SUT in Bloemfontein was, het al meer as 1 keer geskiedenis gemaak. Guyton McKenzie, minister van Sport, Kuns en Kultuur, het Nel vroeër geluk gewens met sy oorwinning in die World Strongest Man kompetisie en hom as 'n nasionale held bestempel. Themba Bavuma, sy mede-Kolveld, Heidenmaker met die bowlers Kagiso Rabada en Lungi Ngidi het die grootste applous ontvang
toe hulle die vertrek binne gestap het waar die mediakonferensie vir die Proteas gehou is. Dit was die Proteas sy eerste groot internasionale titel in 27 jaar. Kuyten McKenzie het die Proteas namens die regering van nasionale eenheid geluk gewens en gesê Suid-Afrika met al sy wêreldkampioene is nou die voorste sportland ter wêreld. Julle het ons land verenig. Die mense het julle as chokers gespot, maar julle het bo uitgestyg. Glo my as ek julle sê wat ons gesien het, is net die begin van die grootsheid van hierdie span, het McKenzie gesê. Hy sê president Cyril Ramaphosa sal die span en sy beamptes graag vir ete wil oornooi. Die Proteas het al 8 toetse gewen met Bavuma as kaptein. Ook vir KSA het hy mooi woorde gehad. Dankie dat julle strategie bly glo. Baie klip is na julle gegooi, maar julle bly glo die Proteas sal wel die titel wen. In 'n verrykende stap het Wêreldnetbal aangekondig dat die Wêreldbeker toernooi elke 2 jaar van nou af sal plaasvind. Die 16de Wêreldbeker toernooi is in 2023 in die Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum aangebied met Australië wat sy 12de titel daar gewen het. Suid-Afrika het 6de geëindig. Wêreldnetbal het ook vroeër aangekondig dat die formaat en skedule van die Wêreldbeker toernooi vanaf 2027 aangepas en beker en platkompetisies ook aangebied sal word. Suid-Afrika se damespan het die Windies Dinsdag met 166 lopies volgens die Duckworth Lewiston formule in die 3de en beslis in 'n eendagwedstryd in Barbados gewen. Die Proteas het sodoende die reeks met 2-1 beklink. Suid-Afrika Dinsdag eerste gekolf en 278 vir 6 in 45,5 boubeurte aangeteken. Desmond Brits het 101 geslaan van 91 balle wat insluit 8 viere en 4 sesse. Laura Wolfhard het 75 aangeteken van 76 balle wat insluit 7 viere. Marizaan Kap het 34 nie uit aangeteken van 42 balle wat insluit 2 viere. Brits en Wolfhard se aanvangsvernootskap van 184 lopies het 'n stewige grondslag vir 'n goeie kolvertoning gelê. Die tuisspan is almal vir 121 en 27,5 beurte uitgehaal. Brits was met 184 lopies in 3 kolfbeurte die voorste lopiemaker vir hierdie eendagreeks. Die draaibalbouler Nonkoleto Mlaba se 7 pakkies was die meeste deur 'n Suid-Afrikaner. Suid-Afrika begin sy veldtog op 3 Oktober teen Engeland, gevolg deur Nieu-Seeland op 6 Oktober in Indore. Die res van die Proteas se liga wedstryde is op 9 Oktober teen Indië, op 13 Oktober teen Bangladesh, op 17 Oktober teen Sri Lanka, op 21 Oktober teen Pakistan en op 25 Oktober teen Australië. Die Aussies is die verdedigende kampioene. Novak Djokovic sê die verdediging van sy Olimpiese titel op die spele in Los Angeles in 2028, wanneer hy 41 jaar oud sal wees, primêre motivering om aan te hou met tennis. Die 38-jarige Serveer se sege in Parys in 2024 oor Carlos Alcaraz in die eindstryd het sy versameling van elke groot prys in tennis voltooi, insluitend al 4 Grand Slam titels, die Davisbeker, die ATP jaareindtoernooi en elke Meesters 1000 toernooi. Die tweemalige Wimbledon kampioen Petra Kvitova het 'n promotorsuitnodiging ontvang om vanjaar aan die Grand Slam toernooi op gras te kan deelneem. Die 35-jarige Kvitova is tans slegs 572ste op die wêreld se ranglys nadat sy in 2023 ma geword het en eers in Februarie verlede jaar haar terugkeer tot die spel gemaak het. 9 van die wêreld se top 10 mans en 9 van die top 10 vroue het amptelik vir die Amerikaanse Ope se hersiene gemengde dubbelspelkompetisie ingeskryf met die voormalige enkelspelkampioene Carlos Alcaraz en Emma Raducanu wat saam gaan span. 16 spanne het ingeskryf en inskrywing sluit op 28 Julie, waarna die voorste 8 spanne met die beste gesamentlike enkelspelrang regstreeks tot die hoofloting toegelaat sal word. Ander spanne sluit in die tweemalige Amerikaanse Ope kampioen Naomi Osaka wat saam met Nick Kyrgios speel, sowel as Paula Badoza en Stefano Tsitsipas as 'n span. Die wedstryde sal uit die beste van 3 stelle bestaan met kortstelle van 4 potte en 'n fallback-pot van die beste uit 10 punte. Die speler van die Bulle en die loskakel Andre Pollard het hulle maandag by die Bokke se groep in Johannesburg aangesluit en Rassie Erasmus sê almal sal vandag op dieselfde bladsy wees. Die ouens wat maandag by ons aangekom het eers fiksheidstoetse gedoen en ons sal volgende week vir Pieter Steff de Tooy ook moet toets. Ons het vir Eben Etzebeth, Jean Klein, Lode Jager, RG Snyman, Franco Mostert, Roan Orkee, Salman Mourad, Kobus Wiese en iemand soos Jean-Luc Dupré wat ook daar kan uithelp. Sia Kolisi die bokkaptein sê almal is opgewonde om terug in hierdie groep te wees. Die Ier Felix Jones is ook terug by die bokke nadat hy 'n draai by die Engelse klub Twickenham gemaak het. Advertensie van Netwerk 24.
teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 12:26, Polokwane 8:22, Lephalale 10:27, Mbombela 8:24, Mahikeng 6:22, Pretoria 9:23, Johannesburg 10:16, Ermelo 5:19, Richards Bay 16:24, Pietermaritzburg 11:21, Durban 15:21, Port St Johns 11:19, Bethlehem 4:16, Bloemfontein 3:17, Allewal Noord 2:15, Welkom 7:19, Vryburg 4:22, Kimberley 3:21, Appington 24, Prieska 6:18, Springbok 5:16, Karasburg 6:20, Keetmanshoop 8:22, Mariental 8:26, Alexanderbaai 11:16, Brandvlei 4:17, Loederitsbaai 11:21, Vredendal 8:17, Kaapstad 12:16, Sutherland 1:10, George 9:16, Jeffreys Bay 9:19, Caberra 8:20, Graafreinet 5:16, Oos-London 8 in die oggend, 19 in die middag, De Aar 4:14, Molteno 1 in die oggend, 11 grade Celsius in die middag, Beaufort Wes 6:16. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.01 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.72. Die euro kos R20.67. Die prys van 'n pond is R24.16. Die yen verhandel teen 12 sent. Die prys van silwer is $36.38 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,364 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $76.45 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag: begin hierdie donderdag met 'n positiewe gedagte. Laat jou gelukkigheid die hele dag voortduur. Word deur positiewe dinge gelei. Aangaan na 'n donderdag daar. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename donderdag word vir almal toegewens.